Droomdelwers deur Esta Stein, hoofstuk 4. Op daai maandagoggend het Rebecca vir Tommy by die Vlaktevlei skoolloop inskrywe. Jemina het vir Tommy skoolklere van Denver gegee wat te klein gewees het. Hoekom Jemina so vry giftig geword het ek nie geweet nie. Ek het die gevoel te gekry dat haar kant wou silwer skoon hou, of miskien was sy maar net opgemaak met Atlantis, want daar was die hele tyd 'n smile op haar gesig. Ek weet nie of sy gewis het dat Gerald daai oggend wat Rebecca van die skool af gekom het, self vir haar na die hotel toegevat het vir die job nie. Wanneer hulle die hotel se stoeptrappe opklim, lyk Rebecca senuweeagtig. Sy lek oor haar droë lippe. Lyk ek okay, pastoor? Ek kyk na haar. Sy dra 'n styf passende denim en 'n wit hemp. Haar hartseer oë lyk groot en blink. Sy hand sluit liggies rondom haar arm. Jy lyk perfek, ontspan. Dankie, sê sy sag. Hulle kom op die breë geteelde stoep waar geel sonsambrele gesellig oor die stoeptafels hang. Hulle gaan staan by die houtreëling en kyk uit oor die braai. Dit word oomblikke wat Gerald dikwels in sy geheue sou terugroep. Die verruklike uitsig oor die Soutmansdal en Vlaktevlei. Die blinkspieël van die blou baai, die bruisende gevoel van verliefdheid, soos die van 'n skoolseun. 'n Brose spel van emosies waar elke woord en handeling van uiterste belang is. En bovenal die besef dat hy nog nooit van tevore in sy lewe presies so gevoel het nie, ook nie teenoor Jemina toe hy haar ontmoet het nie. Ek is rasend verlief, dryf dit deur sy kop, en ek wil nie die anders voel nie. Ek voel hier by haar bly staan tot ek eendag 'n ou man is. Dis 'n pragtige uitsag, hoor hy haar fluister. Ek hoop nie jy hoef ooit terug te gaan Kaap toe nie. Ek ook nie. Dis so mooi hier en almal is so goed vir my en Tommy. Hy kyk na haar en sy na hom. Hy brand om haar aan te raak. Haar vas te hou en sy jubelende gevoel met haar te deel. Pastoor Kilian, dis Gilbert se stem agter hulle wat hom laat ontswaai. Wat 'n verrassing! En van daardie oomblik af verloop die dag anders as wat hy ooit voorsien het. Die redelinghuise ontvang hom soos 'n eregas. Hulle loop oor van gasvryheid. 'n Skinkbord met tee word na een van die stoeptafels gebring. Minette, beeldskoon in 'n koel wit uitrusting, kyk goedkeurend na Rebecca en stel haar dadelik aan na 'n kort onderhoud. Sy wink vir Faitjie nader. Kyk dat sy haar uniforms kry en maak haar so lank 'n bietjie tou wys. Sy is reeds in diens. Ons kan doen met so 'n stunning waitress, gly Gilbert se oor Rebecca wanneer sy naam met Faitjie die hotel binne stap. Gerald kyk haar onseker agterna en kry die gevoel dat hy in die skuld by die redelinghuise is. Minette skink sy teekoppie weer vol. Ons het gehoor dat jy 'n beroep Atlantis toe gekry het. Gaan jy dit aanvaar? Ek het reeds ja. Wanneer is jy op pad? Ek is nie seker nie, 'n maand of wat. Dis Rudy wat na 'n oomblik praat. Jy het eintlik vandag gekom asof jy gestuur is, want ons het 'n kwessie om met jou te bespreek. Dit gaan oor Vlaktevlei. Minute lank tuimel die verdoemende woorde oor hom, en is hy dankbaar dat Gretel hom reeds gewaarsku het van dit wat aan die kom is. Die volle implikasie van die netelige kwessie word 'n onverweldigende werklikheid. Die besef dat Vlaktevlei oor 'n paar weke slegs 'n leë, omgedolfde stukkie aarde sal wees. Sonder mense, sonder huise, sonder die meent, die skool, die kerk, die pastorie, die groen hokkie. Minette se blou oë bly rustig. Ons het al die belanghebbendes genooi vir 'n vergadering 11:00. Ons sal bly wees as jy sal kan kans sien om dit by te woon. Ek glo dat jou insette baie waardevol kan wees. Hy bly 'n lang ruk stil. Niks wat ek kan sê sal seker die besluit laat verander nie. Stellig nie, maar ten minste sal jy saamstem dat die Vlaktevlei gemeenskap ondersteuning nodig sal hê. Hulle lewens sal drasties verander en hulle het 'n leier nodig om hulle te oortuig dat die vakansieoord 'n inspuiting vir die hele streek sal wees en 'n werkskepping vir hulle almal. Goed, stem in. Ek sal bly vir die vergadering. Wanneer Mara se kar voor aan Sweetie se kafee stil, loer Koster met misnoë oor die toonbank. My keel is so droog, is hier niks te drinke nie, maak hy vir Mara in 'n dun stemmetjie na. Sweetie, wat agter besig is om viskoekies te bak, sug diep. Sy vat 'n vatdoek en vee haar hande af. Het sy niks beters te doen op 'n maandag nie. Kom net haar klere afsjou. Sy bly stil, want Mara kom al reeds ingesweef in 'n lang oranje jurk met wit blomme op. Haar armbande rinkel en haar groot wit plastiek oorbelle swaai heen en weer. Kan jy die ketel aansit, Koster? 'n Ou bietjie teetjie sal daarom nou bitterlik lekker wees. Ek is doodmoeg. Moeg? Waarvan? Vra Sweetie en trek die pan met die viskoekies van die plaat af. Ek het lunch gemaak wat moet uitgaan panne toe vir Sammy. Hy doen mos nou belangrike eksperimente vervul. Die pad is maar baie stamperig so toe.
Ek hoop nie die reënboogstrooitjies val uitmekaar uit nie. Ek hoop nie die reënboog toebroodjies val uitmekaar uit nie. Reënboog toebroodjies. Sweetie gee haar 'n kyk. Jy bodder alweer met al die fancy kosse. 'n Stuk gebakte snoek en 'n breinbrood met appelkoeskonfyt sou baie beter gewees het. Hy's 'n groot, uitgegroeide man, Mara. Ek het jou al gesê, sweetie, Sammy is net die beste gewoond. Reënboog toebroodjies, gevulde eiers en frikadelletjies, met olywe en agurkies daarby. Sy kom agter die toonbank in en kyk krities na die pan. Maar sweetie, sit jy dan nie gekapte petersilie by jou viskoekies nie? Sweetie duins terug vir die soet walm van parfuum. My customers is gewoond aan die viskoekies soos wat ek dit maak. Pure vis. Maar Mara vat 'n vurk en breek 'n stuk van 'n viskoekie af en proe daaraan. Te min sout, mymer sy. Maar eet nie te min die hele viskoekie op. Sweetie kyk haar met 'n frons aan. Die goed is nie vir eet nie, Mara, is om te verkoop. En wat vra jy nogal? Mara swaai haar armbande oor die warm pan. Sweetie voel hoe haar ronde wange al hoe warmer word. Sy kyk agterna en roep, Koster, waar bly jy met die tee? Ek kom, my sweetie. Koster met 'n vardoek oor die arm, kom sit die tee op die werkstafel neer. Hy skuif die spulpapiere op sy. 'n Lekker bietjie 5 roses vir die queen. R7.50 vandag en R6 ekstra vir die viskoekie. Good grief, Mara kyk om uit die hoogte met haar groen gesmeerde ooglede aan. Ons is op vir die koop, mevrou. Besigheid is besigheid. Well, I never... Koster trek 'n stoel vir haar uit en vee eers die stuk tafel met sy vardoek skoon. Sy oë kreukel op soos wat hy lag. Ek maak maar 'n ou grappietjie. Dis alles onder die house vir die queen. En ek kan ewen 'n stukkie vars karringmelbeskuit bysit. Sweetie maak groot oë vir Koster. Die beskuit is op, Koster, dat hy veragtig so vir Mara en haar kwaad sterk. Die beskuit is op, mevrou, kondig Koster aan. Maar ek sal kyk, miskien is daar nog iewers 'n ou creamcrackertjie. Sal lekker wees, dankie Koster. Mara gaan sit ewe elegant en skuif haar deur reg. En nog iets, Koster. Ek het nie nou my suikerpilletjies by my nie. En toe kan Sweetie dit nie meer verduur nie. Sy kry vir Koster aan die baadjie beet en trek hom buite hoër afstand. Die groente moet uitgebak kom, Koster. Jy moet poskantoor toe gaan. Dis maandag. En kyk hoe lyk die rakke. Die stoep is nog eers gevee nie. Sy's nie Queen Mary nie en jy is nog minder 'n waiter in die Waldorf. Sorry, my Sweetie. Hy gryp sy besem en vlug bedremmeld stoep toe. Silly sit langs Leandra in die blou bakkie met die Tupperware bak oop op haar skoot. Sy prop nog 'n frikadel in haar mond. Sissie, dis baie lekker. Gee vir my een van daai eiers aan, sê Leandra met haar oë op die soutpad wat modderig is van die onverwagse buiereën wat die vorige nag uitgesak het. Proe sy. Maar ons beter ophou, anders is daar niks hoor nie. En toe rek haar oë, want 'n eind verder in die paadjie staan Gilbert se silwer Porsche met voorwiele vasgeval in 'n moddersgat. Wat 'n hel, vir ons Leandra. Daai man is baie sleg, sê Silly. Leandra parkeer die bakkie 'n eind agter die kar. Dis nie Gilbert wat agter die stuur sit nie. Dis Patricia wat die engine luid laat brul. Modder spat en die voorwiele val al vaster. Sy klim uit en klap die motor deur haar toe. Haar hoë haksandale sink weg in die modder. Leandra sit en staar na die meisie. Toe sy haar laas gesien het, was Patty 'n meisietjie van 14. Nou is sy 'n blonde skoonheid met 'n welgevormde lyf. Bly hier, sê Leandra vir Silly en klim uit die bakkie. Sy loop nader en voel hoe die woede in haar kook. Wat soek Patty hier? Wat soek jy hier? Roep sy van afstand af. Patty lyk pateties. Sy probeer die modder van haar broek afvee. Waar is Samuel? Hulle werk by die soutakkers. Dis 2 kilometer aan met die pad. Ek het hom gebel om te kom help. Hy sal seker nou kom. Leandra kyk haar kil aan. Dis dom om met so 'n kar hier te ry. Ek het nie geweet die pad is so sleg nie. Die gebrom van Samuel se bakkie word hoorbaar. Patty lyk verlig. Dankie tog. Nog voordat Samuel stilhou, sien Leandra die beweging uit die hoek van haar oog. Sekondes lank besef sy self nie wat presies sy doen nie. Dis die blou bakkie wat vinnig vorentoe beweeg. Dis Silly wat agter die stuur sit. Die bakkie se staalbuffer tref die Porsche van agter met 'n oorverdowende slag. 'n Klomp voel spat kwee uit mekaar en vlieg op. En agter die glas van die blou bakkie se venster is Silly se gesig bleek en verwese. Sy sit roerloos vasgevries, soos een wat nie weet wat aangaan nie. Samuel parkeer sy bakkie en vul wat voor by hom sit, klim uit en storm nader. Samuel klim ook uit en betrag die prentjie met 'n diep frons. Patty is hysteries. Sy probeer vir Silly uit die bakkie pluk. Is jy bly mal, jou dom ding?
Dis my broer se kar. Hy gaan sy top blaas. Dis sy heiligdom. Dis sy heiligdom. Los vir Silly, dit was 'n ongeluk. Leandra raak liggies aan Silly se arm. Silly se donker oë lyk leeg en hartseer. Ongeluk se voet, skree Patty. Sy het opsetlik in die kar vasgevoeter. Wat vir sy agter die stuur? Sy behoort in 'n malhuis. En jy behoort agter tralies. Leandra kyk blitsend na Patty. Voel hoe sy van binne bewe, maar beding maar. Silly huil geluidloos. Sy help haar uit die bakkie, sit haar arm om die warm skouertjies. Maar Silly wrimmel haar los. Gryp haar rugsak en hardloop verwilderd weg. Al met die soutpad langs, met die bos swart hare wat waai. En nou is sy 'n lafaard wat weghardloop, skreeu Patty agterna, en dan soek sy troos by Samuel. Sy kruip onder sy arm en kyk hoe hulpeloos op na hom. Gilbert gaan sy top blaas. Hy wou juis nie sy kar vir my leen nie. Leandra voel Samuel se oë op haar. Dat hy nog die vermetelheid het om Patty te probeer troos. Phil bekyk die stikkend agterlig en die diep duik in die modderskerm van die Porsche. Sy gesig swel op van ontsteltenis. Dis R1000 se skade en ek sal moet opdok. Die versekering sal nie 'n sent uitbetaal as hulle weet 'n mal mens was agter die wiel nie. Ek het al hoeveel maal vir Lucia gesê Silly hoort in 'n inrigting, maar sy wil niks daarvan hoor nie. Dis die laaste strooi die. Hy swaai om Leandra toe. Wat het jy in elk geval hier kom maak? Jou werk is in die kantoor. Haar stem is sag en snedig. Mara het my gestuur om 'n eetdingetjie vir Sammy te bring. Sy is bang hy dood dalk van die honger. Phil word al hoe kwaader. Ek sal nie nog sarkasties wees as jy was nie. As jy Silly oral met jou wil saamsleep, moet jy verantwoordelikheid vir haar vat. Kan jy nie dan nie donders kyk wat sy aanvang nie? Vat die bakkie terug werf toe en sorg dat jy in die kantoor kom. En dan sagter aan Patty. Ek en Samuel sal die kar uitsleep. Bel vir Gilbert dat ek self met hom praat. Leandra klim in die bakkie. Sy vat die Tupperware houer en hou dit deur die venster na Samuel toe uit. Haar groen oë flits in syne. Dis die perfekte dag vir 'n piknik saam met Patty. Dankie, sê hy soos een wat 'n glimlag moet bedwing. Net jammer Mara het die wyn vergeet en die kombers. Sy gee hom 'n kyk. Die vermetelheid van die man maak haar senuweeagtig. Sy sukkel om die regte rad te kry en is verlig wanneer sy uiteindelik die bakkie aan die gang kry en die pad vat. Sy kyk ver heen oor die soutpad, waar Silly se figuurtjie kleiner word teen die uitgestrekte wit agtergrond. Lucia van Tonder is die enige rustigheid waar sy aan die kant oor rond beweeg tussen die lesenaar en die staalkabinet. Sy is besig om 'n pak korrespondensie te leaseer. Sy skakel die ketel aan en kyk besorgd na Leandra. Phil sal wel weer bedaar, kom ek maak vir ons 'n bietjie tee. Leandra kyk haar afgetrokke aan. Op hierdie oomblik weet sy nie wat haar die meeste ontstel nie. Om Phil se gramskap of Silly. Silly se verdwaasde gesiggie wat agter die glas staar. Het jy vir Silly gesien? Is sy by die huis? Lucia se stem is rustig. Nee, sy het seker by Boeta se stoor gaan skuil. Boeta kry meer met haar reg as ons almal. Het hom Phil al ooit vir jou gesê dat Silly na 'n inrigting toe moet gaan? Ja, dikwels. Veral in die begin toe ek hier gekom het. Lucia skink kookwater in die 2 bekers. Maar ek sal dit nie toelaat nie. Ek hoop en bid net altyd dat daar iets sal gebeur wat haar sal dwing om te onthou. As sy alles wat gebeur het kan onthou, dan sal sy gesond kan word. Sy sit Leandra se beker toe voor haar neer. Baie dankie, sê Leandra sag. Met eens dankbaar dat Lucia so lank reeds deel van Silly se lewe is. Ek stem saam met jou. Die verlede is vir Silly 'n donker kol. Lucia sug. Ek wil vir Silly by 'n sielkundige kry, maar Phil stem glad nie saam nie. Hy dink dit sal vir Silly net verder omkrap. Hoe het hom Phil by die sagte vrou met die seerbrein oë uitgekom? Wonder Leandra skielik. Silly Pop kyk met smeekende oogies na Papa Pop. Papa, Sissie se kerel gaan vir my 'n bengeltjie bring as hy weer kom. Papa Pop se stem klink kwaai. Jy vat niks van daai man nie. Het jy gehoor? Papa Pop kyk nou na Mamma Pop. Dis wat ek sê, vrou. Ferdinand probeer ons almal sag maak. Silly het nie 'n bloody armband nodig van 'n skelmrep nie. Mamma Pop se stem is sag. Ai, Hendrik, dis nie nodig om so te praat nie. Papa Pop se stem raak nog kwaaier. Die man is 'n regte bonthond. Seker op elke dorp 'n ander meisie. Jene Hendrik, hoe kan jy so iets sê? Jy weet vir jou siel hoe erg Leandra oor hom is. Silly Pop is baie ongelukkig. Sy wil nou huil. Dis 'n bengeltjie met hartjies op. Hy het beloof. Stop dit nou, Silly. Ek wil nie weer een woord hoor nie. Mamma Pop vat Silly Pop se hand. Kom saam met my. Ons gaan die kapokkies kos gee. Maar Silly Pop bly kerm. Hy het beloof 'n silwer bengeltjie.
Na werk stap Leandra oor die werf na die Bontehuis se kant toe en is dankbaar toe oom Bontie se deur oopmaak nog voordat sy klop. Kom in, lentjies. Dit was daarom vir jou 'n dag die. Kom in, ek maak koffie. Sweetie is nog nie van die koffie af nie. Hulle sit later in die kombuis met bekers koffie en oom Bontie veroorloof hom met die plesiertjies van 'n klein tertsie brandewyn by syne. Sweetie sal nou hier wees, klink hy effens skuldig. Hy sug. Daai mannetjie se kar sal seker nie 'n goedkoop besigheid wees nie. Die agterlig moet van voor see afkom. Wat sê oom Phil? Hy is maar braasuur in die gesig. Smaak my die bakkie se assuransie het verval. So moeilikheid sal dit moeilikheid wees. Hy lag skielik. Ek sê Silly sal haar lyf moet skaars hou, want Phil is lus om haar te looi. Gelukkig het die van der Sand mannertjie vir haar opgekom, en toe bedaar hy daarom so effens. Samuel? Ja, hy het mooi met Phil gepraat. En wat dink oom Bontie van hom? Oom Bontie gooi nog 'n tertsie by en kyk vinnig na die deur se kant. Sweetie sal seker nou hier wees. Nee, as jy my vra, is van der Sand bekwam. Hy reken die konsentraat is oorversadig van die vars water wat oorheersend geword het omdat daar water uit die lagoene gepomp is en omdat reënwater nuwe kanale gevorm het. Hy sê die maklikste sal wees om putte in elke akker te grawe sodat die oerkonsentraat weer na die oppervlakte gebring kan word. Nou moet hy nog toetse doen om vas te stel waar om te grawe. Oom Bontie bly 'n ruk stil en kyk haar dan ongemaklik aan. Dit was hy wat destyds by jou pa was. Wat ek hom vanmôre sien, onthou ek die gesig. Leandra verstyf. Hoekom ontken hy dit, oom Bontie? Hoekom? Ek vertrou hom nie. Daar's dinge wat hy probeer wegsteek. Ek weet nie. Dis snaaks, want hy lyk my nie in die klas van man. Hy's klaar ingekruip by die redelinghuis, oom Bontie, en dit sê ook al genoeg. En wat presies soek hy nou eintlik daarbo in Klein Kloof? Soos wat ek die saak kan onthou, wou hy en sy vernoot destyds die klipgroef koop, omdat hulle groot hoeveelhede grys nodig gehad het. Mens moenie al sy stories glo nie, oom Bontie. Hy steek dinge vir ons weg. Oom Bontie kyk haar meewarig aan. Ai, lentjies, wat weet ons tog? Middag, pa. Dis Boeta wat in die agterdeur verskyn met sy oorpak aan. Middag, lentjies. Hallo, Boeta. Leandra kyk verby hom. Waar's Silly? Sy was so 12 uur se kant 'n ruk lank by die stoor, maar sy was heeltemal toegeslaan. Ek kon niks met haar reg kry nie. En toe sy daar weg, seker na ma toe. Dan sy nog by Sweetie, sê oom Bontie. Boeta kom sit by die tafel. Sy het weer so gehakkel, sy kon niks uitkry nie. Skink vir jou 'n bietjie koffie, dan vertel ek jou. Oom Bontie kyk na die agterdeur. Sweetie sal seker nou met haar hier aankom. Hy gooi nog 'n tertsie by. Die laatmiddagson gooi 'n gloed oor die Klein Kloof. Silly pak die twee granietklippe langs mekaar. Sy sit die Sillypop en die Sissiepop op die klippe neer. Oom Phil is baie kwaad vir my, sê Sillypop. Toe maar Silly, hy is alweer bedaar, sê Sissiepop. Ek wil ook eendag ry, maar ek het nie 'n lisensie nie, en nou is almal kwaad vir my. Papa ook, oor die bengeltjie. Wanneer Samuel van sy staanplek afry, is sy hare nog nat van die swem in die koue water van die kuil. Die swemmery het nou 'n daaglikse instelling geword, deel van 'n nuwe eenvoudige leefwyse hier in die natuur, weg van die stad af. Hy wonder party daar self wat hom gedwing het om weer na hierdie plek terug te keer. Was dit omdat hy die stilte nodig gehad het? Was dit oor hy jare gelede besluit het om te kom kyk wat werklik van die steengroef oorgebly het? Dat hy vasgevang sou word in soveel onderstrominge, het hy nie in sy wildste drome voorsien nie. Hy het Patty beloof om 'n draai by die hotel te kom maak. Volgens haar het die stamp aan Gilbert se kar hewige reaksies by die hotel uitgelok, veral van Minette. Dat dit Gilbert se kar moes wees, dat dit Silly moes wees, dat dit van alle plekke op die Van Helberg soutmyn moes gebeur, en vir hom voel dit nou asof hy in die middel van die spervuur tussen die twee families staan. Hy ry met die stamperige paadjie verby die ou mirasie. Leandra. Hy onthou hoe sy hom hier verjaag het met haar woede, asof sy hierdie plek wil beskerm met alles wat sy het. Wanneer hy skielik die beweging tussen die vervalle mure sien, hou hy stil en frons. Die son vang die deursigtige lig van die appelkooskleurige klippe op en verhelder dit. Dit lyk asof Sillypop en Sissiepop elkeen op 'n blink troontjie sit. Silly kyk nie dadelik op wanneer Samuel aangestap kom nie. Wanneer sy hom sien, roer sy nie. Sy kyk hom aan asof hy nog die hele tyd daar was. Oom, ons huis het nie 'n dak nie. Samuel skraap sy keel skoon. Ek sien so. Ook nie vensters nie. Waar is die dak en die vensters dan? Vra Samuel sag. Dis weg, lankal. Sy kyk ver.
Almal is weg. Mis jy hulle baie? Sy sit doodstil. Dan maak sy haar rugsak oop en bære die siliepop en die sissiepop. Samuel hou haar vas gaan dop. Sy neem die 2 granietklippe, draai dit in lappe toe, dan sit sy dit in 'n gat in die vloer. Sy bedek die gat met planke. Dis baie mooi klippe, Silly, sê Samuel rustig. Dis my klippe. Waar kry jy dit? Op 'n plek. Hier in die klein kloof. Silly kyk hom behoedsaam aan. Ek wil baie graag so 'n klip hê, Silly. Hoekom? Want ek is 'n klipman. Ek soek klippe. Haar swart oë knip ontsteld. Dis my klippe. Wanneer Leandra van die ponthuis af oor die werf loop, stop Samuel se bakkie langs haar. Sy is verbaas om Silly langs hom te sien sit. Silly klim uit, swaai haar rugsak op haar rug en hardloop sonder 'n woord na die swaai toe. Waar was sy? Vra Leandra vir Samuel. By Sweetie by die kafee. Hy kyk na haar. Bo in die kloof by die ou mirasie. Sy staar verbaas na hom. Wat? Dis wat ek jou wou gaan wys. Daar is 'n gat in die vloer met planke bedek. Een van Silly se poppe lê daar. Wat weet hy nie alles nie? Hoekom krap hy in die ou mirasie rond? Hoe het jy geweet sy's daar? Ek het toevallig daar verbygery. Ek was op pad hotel toe. Om Patty te gaan paai. Sê sy lê lekker nog aan skok. Die hele donderse lot lê seker aan skok. Hy kan op die plek sy tong afbyt. Hy moes nie nou van die hotel gepraat het nie. Sy kyk hom wantrouig aan en die woorde glip onverwags uit. Hoekom ontken jy dit? Dat jy voorheen by my pa was? Kort voor die dag van die ontploffing. Hy was nie voorberei op hierdie gesprek nie. Hy bly 'n ruk lank stil. Ek het dit nie ontken nie, Leandra. Ek wou nie daaroor praat nie. So jy het my pa ontmoet. 'n Man met 'n onsaglike teenwoordigheid. Hoekom was jy by hom? Ons maatskappy, Western Mining, het belang gestel om die steengroef te koop. Ons wou hom 'n aanbod maak. Sy kyk hom wantrouig aan. Hoekom sou 'n groot maatskappy in 'n klein bankrot klipgroefie belangstel? Die grond het nie eens aan hom behoort nie. Die redlinghuise besit alles. Ons het grys nodig gehad vir die groot projek. Hy het 'n argument met jou gehad. Eintlik met my vernoot, Mario Martinelli. Dis hoekom Mario my toegestuur het, maar jou pa was dwars, sou ek sê. Hy was nie verniet Hendrik Royal nie. Jou ma was die een wat die engel was. Sy kyk hom verbaas aan. Jy het my ma ook ontmoet. Sy stem word sag. Toe ek agterna van die ongeluk hoor, was haar sagte gesig weke lank voor my. Voordat Leandra 'n woord kan uitkry, kom 'n kar met 'n spoed van die werf ingery. Dis die Porsche wat teen aan hulle tot stilstand kom. Dis Gilbert wat uitklim. Ek is nie lus vir nog moeilikheid nie, sê Leandra en begin aanstap stoep toe. Gilbert haal haar in. Ek sien die rooi kop wil vlug. Ek het niks vir jou te sê nie. Ek moet jou oom sien. Nou loop sien hom dan, hy is daar in die huis. En wat sê jy van jou suster se eskapades? Dis nie wat ek van my suster sê nie. Dis wat jy van jou suster sê. Dis sy wat jou kar laat ref het en dat die rook uitslaan toe al 4 wiele in die modder vassit. So, jou stapie op die modderskerm is die minste. Jy moet liewer check of die hele engine nie opgesies het nie. Voordat sy kan keer, trek hy haar aan die arm nader en kyk smalend oor haar gesig. Dis jy wat jou simpel suster alleen in die bakkie gelos het. Sy gesig is sentimeters van haar af. Jy skuld my 'n verskoning. Die totale skok van so nabyheid jaag skielik diep verborge gedagtes los en die beelde wat uit hulle skuilplekke opduik, is 'n terugflits in stadige aksie. Die hotelkamer, die revolver in haar hand, haar asem wat hard oor haar lippe stoot, Ferdinand se arm wat vorentoe skiet, Gilbert se verdwaasde gesig, die knal wat alle ander geluide demp en oorverdowend in haar ore tyd, die rooi kool op Ferdinand se hemp. Waar het al die baie bloed vandaan gekom? Sy ruk haar arm los. Ek skuld jou niks. Sy loop vinnig stoep toe. Hy roep agter haar aan. Eendag sal ek nog jou skerbek doodstils doen en dan sal ons sien wie opsies. Sy draai bewend om. Loop vlieg in die hel in waar jy hoort. Sy gaan die huis in, af met die gang verby Mara met haar oranje jurk en geklingel van armbande by die oop voordeur uitsweef. Sy maak haar kamer deur oop en staan rusteloos in die vertrek rond en hoor hoe Mara kliphard op die stoep met Gilbert praat. Kom in, vul in die studeerkamer. Hy wag vir jou. Ek het al lankal vir hom gesê hulle sal 'n plan met Silly moet maak. Mens weet nie wat in die kind se kop broei nie. Skades en skandes. Good grief, what is next? Sy gaan sit op die bed en hoor hoe Samuel se bakkie wegry.
Jou ma se sagte gesiggie was weke lank voor my. Dis wat hy gesê het. Haar ma en pa het nie van Ferdinand gehou nie. Hulle het nie verstaan hoe sy oor hom gevoel nie. Jou ma se sagte gesig het weke lank voor my. In 1288 het sy nie oor haar ma gehuil nie. Net in die nag na die ligstrepe gestaar. Sonder trane kruip sy in die sagte bed in en trek die duvet oor haar kop. Sy is alleen in die klein skemerruimte tussen die kussing en die duvet. Sy lê met haar kop teen haar ma se bors. Haar ma se hande streel haar hare saggies. Haar ma se hande vee die warm trane af. Die trane hou aanloop oor haar ma se bors, oor haar ma se hande. Mama, ek is so verskriklik jammer. Gerald kyk onseker na Jemina waar sy besig is om wors in die pan te braai. Hy het haar nog nie gesien sedert hy vanoggend by die hotel was nie. Sy het 'n vergadering na skool gehad en is nou nog in haar netjiese klere met 'n voorskoot boor. Dougie en Denver is rotse toe om te gaan visvang. Hulle het nog niks huiswerk gedoen nie, maar die tasse staan nog net so. Sy begin die aartappels fyn maak met 'n vurk, gooi melk en botter by. Hy hou al haar beweging stop en voel magteloos van al die gedagtes in sy kop waarvan sy nie deel is nie. Hy sien nie kans om haar van die vergadering te vertel nie. Nie nou nie. Hy sien nog minder kans om haar te vertel dat Rebecca die werk by die hotel gekry het en dat hy haar sin toegeneem het. Hy kan aan niks dink om vir haar te sê nie. Gerald, hier staan net daar in die worsbrand amper. Sy klink ongeduldig. Waar's pa? Kan hy nie die kinders loop roep nie? Hulle weet mos dis etenstyd. Ek sal gaan, sê hy vinnig. Sy kyk na hom. Wat is dit? Vir jy siek? Nee, hoekom? Hy loop uit op die stoep. Oorkant lyk die groen hokkie doodstil asof daar geen mens is nie. Waar sou Tommy gewees het terwyl Rebecca vanmiddag gewerk het? Hy loop oor die meent, verby die kerk, verby die skool, in die rigting van die rotse. Die lug ruik sout. Hy asem dit in en voel dankbaar vir 'n paar minute met sy eie gedagtes. Die vergadering. Stemme wat bo oor sy kop woorde slinger. Die burgemeester, Darryl Isaacs en die man van die streekdiensteraad, Joseph White, wat nou stigtelik probeer om Pelican Bay as alternatief vir die ontwikkeling voor te stel. Gous, die stadsklerk, was dit met geesdrif gesekondeer. Clive Morris, die argitek, wat die voorstel met dodelike feite weerlê. Pelican Bay is te laag geleë. Dit is eintlik 'n vlei land en 'n groot deel van die gebied sal droog gelê moet word. Rudy Redlinghuis was die hele tyd beheerst. Ons is eintlik hier om te besluit hoe om die verskuiwing van vlaktevlei so pynloos as moontlik te maak. En meteens was alle oë op hom wat Gerald is. Sy stem was skielik onvas en hy het gesukkel om die woorde uit te kry. Dit kan ontaard in 'n onaangename debakel. Ons het te doen met 'n kerk, 'n skool, 'n gemeenskap. Gilbert, wat broeiend sit en luister het, was opgeraai. Maar magtig, ons het ook te doen met 'n ontwikkeling wat 'n enorme inspuiting vir ons dorp en vir Dwarsmentaal sal wees. Uiteindelik moet ons kies wat ons wil hê. 'n Ongewenste spul mense wat in hulle krotte op 'n prime spot sit waar hulle nie hoort nie, of 'n ontwikkeling wat 'n aardige bedrag gee aan belasting vir die munisipaliteit sal verdien. 'n Ongewenste spul mense. Hy het gevoel hoe sy hart vinniger begin klop. Sover ek weet, dien hierdie sogenaamde ongewenste mense, die vlaktevleiers, die gemeenskap met hulle harte en hande vir baie jare. Here, hoe kan ek Atlantis toe gaan en my mense hier los teen hierdie oormag? Meneer Redlinghuis was onverstoord selfversekerd. The West Coast Holiday Resort is 'n baie lang gekoesterde ideaal, maar ek wil dit onomwonde stel, dat dit nooit ons bedoeling was om dit te laat geskied ten koste van enige gemeenskap nie. Eerder dat daar 'n beter toekoms vir die vlaktevleiers geskep sal word. Ons sal nou die eetsaal vandag vir middagete. Hulle het in die eetsaal aangesit by 'n lang gedekte tafel met kersse en blomme. Die kos was uit die boeke en Rebecca was daar in 'n swart uniform en 'n wit kantoorskootjie aan. Haar hande het die mosselsop voor hom neergesit. Haar asem was agter sy skouer. Hy het na haar probeer kyk, maar sy was skielik net 'n vreemdeling op die agtergrond. Iemand het gelusloos die kos aangedra en die leeborde weggeneem. Asof hulle mekaar nog nooit gesien het nie. Vis, biefstuk, nagereg. Elke keer was haar hande daar. Hy wou huil, oor vlaktevlei, oor die kerk en die skool, oor Rebecca. Hy kom by die rots aan die ander kant die jetty waar Denver en Dougie op die klippe speel. Tommy is ook by hulle, en dan sien hy haar. Sy het 'n kort broek en dun hempie aan, en sy lyk soos een van die kinders. Haar tande is wit soos wat sy lag. Sy spring rats oor die rotse om weg te kom van Denver wat haar met 'n krap probeer jaag. Sy word verleë wanneer sy vir Gilbert sien.
O, pastoor. Die krappe land op haar arm en sy klap die ding met 'n gaaf. Denver en Dougie wil hulle doodlag. Julle moet maak dat julle by die huis kom, roep Gerald. Toe. Ma wag julle in, maar hy wens hy kan sy skoene uittrek en saamspeel. Die seuns begin hulle visgoed onwillig bymekaar maak. Hy kyk na Rebecca, haar oë lag nog steeds. Hoe het dit by die hotel gegaan? Wonderlik, die mense is baie goed vir my. Ek is bly, Rebecca. Sê ek wat bly is, pastoor, ek is dankbaar vir die werk. Sy oë sak af voor haar slanke bene, sy mond voel droog. Ons moet nou gaan. Sy stem voel stram. Kom nou, Dougie Denver. Haar oë lag in syne. Bye. Wanneer hy en die seun sy entjie weg is, kyk hy terug. Sy speel saam met Tommy in die waterpoele, uitgelate soos 'n kind. Die ronding van haar borste sigbaar onder die nat hempie. Ek wil haar onder my lyf voel lê. Here nee. In die nag soek sy hande uit Jemima's vol borste. Dis sag en warm. Haar liggaam is gewillig. Hulle was lanklaas so intiem by mekaar en sy kreun wanneer hy haar pink nagrok optrek. Haar ferm bene sprei oop onder hom en hy raak oorsagtig van haas om ingang te vind. Hy hyg wild en swetend na sy asem totdat hy met eens tot bedaring kom. Hy hoor hoe dat Jemima opstaan en badkamer toe gaan. Hy hoor hoe dat die kraan loop. Hy lê en staar na die skemerplafon en voel God verlate.